Welkom terug op Groot Plaas. Ons gas saam met ons vanoggend is dit Bruiten Milford. Hy is die hoofbestuurder van Agri Expo. Bruiten, goeiemôre en welkom. Goeiemôre, is lekker om julle te gesels vanoggend. So voordat ons nou uitkom by julle toekennings en al die mooi goedjies wat julle onlangs ontvang het, vertel ons net eers 'n bietjie hoe gaan die dinge daar by die Agri Expo? Weet jy, dit gaan met ons baie goed. Ons is verjaar bevoorreg dat Agri Expo 195 jaar oud is, so dis definitief een van die oudste landbouorganisasies in Suid-Afrika. En ja, om staande te bly na soveel jare is vir ons 'n geweldige eer, en dit wys jou dat die mense wat hier by Agri Expo betrokke was, lank voor my die regte fondasie gelê het. En ja, ons is baie trots op wat hierdie organisasie, sy lede en ja, eintlik die hele landboubedryf in die Weskaap regkry op hierdie stadium. So die Agri Expo vir hierdie jaar is daarom al verby, maar hoe het dit gelyk vir julle hierdie jaar in terme van mense wat bygewoon het, boere wat daarso was om te kom gesels oor verskeie goeders wat hulle ervaar in die realiteit van vandag se lewe? Ja, weet jy, so Agri Expo het verskeie projekte. Ons het nie net een spesifieke projek soos een byvoorbeeld Expo of skou nie. Ons het 'n klomp ledeskoue wat reg oor die Wes en die Noord-Kaap operate. En dis vir ons 'n voorreg dat ek kan sê dat dit met hierdie skoue baie goed gaan. Daar was op 'n stadium gewees wat landbouskoue in Suid-Afrika baie swaar gekry het, en Agri Expo toe ons hand uitgereik en hulle finansiëel help ondersteun, maar ook met raad en daad. En ons is betrokke by hulle, en as daar probleme is, dan is Agri Expo maar die mense, ek sê altyd, ons is soos 'n wind, soos 'n vooruit van 'n voertuig, jy weet. As 'n tor nader kom, dan spat hy weg, want Agri Expo is daar vir ons skoue. So ja, uitstekende bywoning verjaar gehad by ons skoue, en ons is baie trots op wat die gemeenskappe in die platteland doen, spesifiek aan die primêre kant, en dan nou vir boere en vir plattelandse gemeenskappe. En dan is natuurlik verskeie ander projekte in die wynbedryf en die suiwelbedryf, jeugontwikkeling en so meer, maar na jou vraag toe spesifiek, ek dink dat dit met ons landbouskoue op die platteland op hierdie stadium baie goed gaan. Nou Bruitie, as jy so kyk na al hierdie verskillende skoue, gewoonlik die ouens is maar daar om te sien wat is die nuutste en die mooiste en so, maar het jy 'n tendens opgetel waar die boere en die mense wat daar so is bietjie meer daar vir die gesels en inligting uitrol nou waar die tye klein bietjie wisselvallig is? Ja, weet jy, ek sê altyd, ek het gesien in die Karoo in die verlede, toe dit geweldig droog was by van die dorpe, dat die gemeenskap gebruik eintlik daai platform om net 'n bietjie stoom af te blaas, en dit is absoluut great, want jy weet, ja, die skou en die trekkers en die implemente en alles wat daarmee gepaard gaan is great, maar wat besonder is dat mense kan kom en 'n bietjie hulle probleme op die plaas los of by die huis los in die dorp, en net kom vir 'n lekker samesyn met hulle gemeenskap en veral in die landbou en die boeregemeenskap, en dis great. So ja, definitief 'n platform waar mense 'n bietjie kan stoom afblaas. So, kom ons praat 'n bietjie oor julle innovasie toekenning vir die organisasie. Wat beteken dit vir julle by Agri Expo om sulke tipe toekennings te kry, en dan natuurlik vir die organisasie en in die landbousektor? So weet jy, ek dink eerstens is dit vir ons 'n helse eer, want om as 'n landbouorganisasie tussen soveel groot en verskeie organisasies mee te ding, is regtig vir ons iets wat ons nie ken nie. Ons is mense wat gewoonlik toekennings uitdeel. Ons het verskeie projekte, ons het 'n suiwelkompetisie elke jaar, deel ons 'n klomp pryse uit, ons gee erkenning aan wenners, gee erkenning aan mense wat kwaliteit produkte maak en dit dan verkoop aan die publiek. En ja, Agri Expo is altyd so half aan die agtergrond en gee erkenning vir ander mense, en hier kom die Kamer van Koophandel in die Kaap en hulle sê, weet jy, julle innoveer, julle is mense wat uitstekende werk doen in die landbousektor, en ons wil graag vir julle erkenning gee. En dan is jy daar op 'n platform waar daar 9 ministers of hoeveel is, en die burgemeester van Kaapstad en die premier van die Weskaap is daar, en jy die ander toekennings is mense soos Checkers met 60-60, want dis innovasie, jy weet, of die W&I Waterfront, wat hulle gedoen het met byvoorbeeld hoe hulle meer skepe kan akkommodeer, of meer katamarangs en so meer kan akkommodeer, en
En hier's jy as 'n landbouorganisasie en dit is vir ons regtig great. Ek moet dan bysê dat ons was 2 landbouorganisasies wat die aand uitgelig is. Die ander een is SA Wine vir 'n toep wat hulle ontwikkel het, ook uitstekende werk wat hulle doen. So ja, vir ons as Agri Expo is dit regtig besonder om hierdie tipe erkenning te kry in die besigheidswêreld. Bruiten, ons sal nou 'n bietjie met jou verder gesels. Ek wil hoor presies hoe jy geïnnoveer het en waarvoor die toekenning was. Ons is nou weer terug met jou. Dis ons gas op Groot Plaas vanoggend is Bruiten Milford, hy's die hoofbestuurder van Agri Expo. Nou is tyd vir die Groot Plaas kalender. Welkom terug hier op Groot Plaas. Ons gas saam met ons vanoggend Bruiten Milford. Hy is die hoofbestuurder van Agri Expo. Bruiten, so vertel ons bietjie waarvoor het julle hierdie toekenning gekry? Dis natuurlik 'n toekenning vir innovasie, maar wat presies was dit waarvoor julle benoem word? Ja, so dis innovasie en weet jy, ons is nie soos meeste van die ander organisasies of besighede wat spesifiek een fokusarea gehad het waarbinne hulle innoveer nie. By ons het dit gegaan oor die model van Agri Expo. Ons is die enigste soortgelyke model as Agri, ek meen dis net so een so model en dis Agri Expo. Dis die eerste ding en dan die tweede ding is die werk wat ons doen en die manier waarop ons dit doen, soos as ons na ons suiwelkampioenskappe kyk, ons landbouskoue, ons preserveerkampioenskappe, ag you name it, oral binne in hierdie projekte probeer ons regtig om te innoveer en ek dink dit alles het gemaak dat hulle vir ons daai toekenning gegee het. So uit al die Agri Expo inisiatiewe wat julle het, wat dink jy het die grootste impak sover gemaak op die bedryf? Dis vir my baie moeilik om te sê want ek dink as jy met die suiwelouens praat dan sê hulle wow, weet jy die suiwelkampioenskappe dis die ding en as jy met die skoumense praat dan sê die skouens weet jy die skoue of dit wat by die skoue gebeur of dit nou 'n landbouoggend is of dit jeugskoue is dan sê hulle dis die ding as jy met die preserveerouens praat dan sê hulle wel dis die ding maar ek dink vir ons gaan dit oor hoe ons help om die ekonomie te laat groei. So met ander woorde as ons kan 'n besigheid help op 'n manier om vorentoe te gaan om bemarkingswaarde in die media te kry sodat hy môre kan meer produkte maak, meer mense kan aanstel. Dis waaroor dit op die ou ende van die dag vir ons gaan. Ons moet die landbousektor uitlig. Ons moet wys wat se kwaliteit produkte ons het, maar op die ou ende van die dag gaan dit ook oor die ekonomiese impak wat hierdie projekte het. So jy het nou so 'n bietjie genoem oor die ekonomiese impak, maar hoe bevorder Agri Expo se veelvlakkige model groei in die landbouwaardeketting? So ek dink eerstens werk ons baie nou saam met ander privaat organisasies in die sektor en dan werk ons baie nou saam met die regering. En net om jou 'n idee te gee, byvoorbeeld as ons nou ons het verlede jaar 'n kompetisie begin met die naam van die Suid-Afrikaanse Preserveerkampioenskappe. En hierdie model is geskoei op die feit dat mense wat produkte inlê, skryf dit in en hulle kry die bemarkingswaarde daardeur. So as hulle wen, dan kan hulle byvoorbeeld 'n plakker opsit en hulle staan dan uit en die mooi van hierdie tipe ding is dat na verlede jaar wat nou die eerste kompetisie was, bel een van die maatskappye my en hulle sê vir my dat weet jy Bruiten, ons is uit stok uit met hierdie produk wat gewen het. Ons moet nou nog mense aanstel, ons moet nog toerusting koop en dit is hoe ons die hele landbouwaardeketting probeer bevorder en dan ekonomiese groei bewerkstellig. Nou, na 195 jaar, soos jy sê, julle is nou al lank aan die gang. Hoe bly 'n mens relevant en hoe hou mens aan innoveer, veral as dit kom by 'n ding soos 'n skou?
Ek dink jy moet eerstens jou waardes en beginsels moet jy aan vashou. Jy moet kyk wat jou visie en missie die hele tyd sê. En ons visie en missie is baie duidelik dat ons moet landbou bevorder. En ons moet dit bevorder deur middel van expos, skoue en kompetisies. En ons bly daarby. Ons het nog nooit regtig afgewyk. Hier en daar sal so 'n bietjie give, soos die Engelsman sê, maar ons bly by dit en ja, dan moet jy die hele tyd as jy 'n projek het wat soveel jare kom. Ons het byvoorbeeld by die Jongwenskou van 1833 af betrokke. Ons het die suiwelkampioenskappe wat ons aanbied van 1834 af. Jy moet die hele tyd innoveer. Jy moet die hele tyd saam met die bedryf werk. Jy moet die hele tyd nuwe denke hê. Jy moet die hele tyd kyk wat is die behoeftes daar buite, want as jy nie dit doen nie, dan stagneer jy en kort voor lank dan sê die ouens, weet jy wat, ons gaan nie meer deelneem, ons gaan julle nie meer ondersteun nie en dan dood die projek, soos wat baie ander projekte by ander organisasies oor die jare gedood het. En ek moet sê, ek dink dis wat Agri Expo uniek maak, is dat ons regtig saam met die bedrywe werk en en ek dink daarom werk die model en daarom het ons ook hierdie toekenning gekry. Bruitie, kan jy dalk vir ons sê wat is julle by Agri Expo se fokus vir die volgende fase van landbou-innovasie? Kyk, ons het baie jeugontwikkelingsprojekte en ek dink dat die jeug sal altyd 'n groot prioriteit by ons bly, want die jeug is die toekoms en ek dink daar het ons osself baie jare reg geposisioneer, want as ons nie jeug gehad het wat inkom in die stelsel nie, dan sou ons al gestagneer het en dan sou hierdie projekte al begin agteruit gaan het. Maar ek dink wat belangrik is dat groter is nie altyd beter nie, of meer is nie altyd beter nie, en groter ook nie. Wat vir ons belangrik is dat ons met hierdie projekte wat ons het, met ons koester en ons met hulle so ontwikkel en innoveer dat hulle beter raak. En nie noodwendig meer najag en groter najag nie, maar dit wat ons het, bly by ons kerndoel en innoveer die hele tyd, sodat ons saam met die bedryf kan groei, want die bedryf groei geweldig. As jy na die suiwelbedryf kyk, byvoorbeeld, ek meen, jare gelede het die Suid-Afrikaners net cheddar en gouda amper geken, en ek oordryf nou so 'n bietjie, maar ons het vir jaar omtrent 700 kase gehad wat ingeskryf het. Nou, ek meen, dit in jouself vertel jou hoe het die suiwelbedryf oor die jare gegroei en bevorder en gevorder. Jy weet, en Agri Expo kan nie stil staan nie. Ons moet saam met hierdie rolspelers van ons groei. Klink goed. Bruiten, hoorie, baie dankie vir jou tyd vanoggend. Ons waardeer dit. Dit is ons gas op Groot Plaas vanoggend, Bruiten Milford. Hy is die hoofbestuurder van Agri Expo. Dis al wat vir ons tyd het vir Groot Plaas. Ons hoop jy het lekker saam met ons gekuier en dan doen ons dit weer môreoggend.